Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek raad julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Goeiedag, ek is Paul Barnard. Baie welkom by Helderberg Gemeente se digitale diens. Vandag se diens is oorwinnaar of uitgelewer. As ons begin, kom ons word stil voor God. Here ons God, is vir ons 'n voorreg om in U teenwoordigheid te wees. Heilige Gees, dat U ons vashou. Dat U met ons werk, met ons kom praat. Vader, ons behoefte is vandag om nie net meer oor U te hoor nie, maar meer van U te beleef. Here, kom maak U woord vir ons ook 'n werklikheid. Amen. Ons lewe in 'n tyd waar ons sê, maar ons vas oortuig van die evangelie van die Here Jesus Christus. En tog, as dit kom by ons omstandighede, dan lyk dit baie keer asof ons uitgelewer is. En ons dink dat oorwinning afhang van ons omstandighede. Maar dis nie waar nie. Ons is klaar oorwinnaars. Basil King het gesê, victory becomes to some degree a state of mind, knowing ourselves superior to the anxieties, troubles and worries that obsesses us. We are superior to them. Ons het reeds die oorwinning, maar tog baie keer gee ons die stryd prys, omdat ons die stryd verloor in ons gedagtes. Dit is belangrik om te weet dat my oorwinning in Christus ook iets is waaraan ek moet vashou in my denke, my menswees. Ons ken mos die verhaal in Genesis 3, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? En dan begin hy hierdie vraag by haar skep, hierdie gedagte by haar los, hierdie saadjie wat hy by haar plant, om te sê, maar daar's iets meer, want as jy hiervan gaan eet, gaan dit beteken jy gaan soos God word, en hierdie saadjie is besig om te groei, en elke saadjie wat 'n verskil, party saadjies word geplant en onmiddellik is hierdie goeters in ons gedagtes en dit sleep ons mee, ander saadjies word oor 'n tydperk geplant, en dit vat jare om te ontkiem, tot jy op 'n plek kom, dat hierdie goeters begin jou gedagtes oorneem. In Spreuke 23 vers 7 staan daar, want soos hy in sy hart dink, so is hy. Want soos hy in sy hart dink, so is hy. Dit wat in jou emosies en jou gedagtes aangaan, word nader aan dit wat jy uitleef. En daarom is ons stryd nie ekstern nie, maar ons stryd is intern. Is hierdie goed wat die duiwel in ons kop begin kom neerlê om te sê, ek wonder, is dit nie dalk nie? En dan gebeur dit dat ek al hoe meer en meer my eie menswees prys gee. En daar's verskillende saadjies wat so in ons lewens geplant is. Daar's miskien in jou lewe die saadjie geplant dat jy nie kan nie. Dat mense vir jou gesê het, jy is nie goed genoeg nie, en oor 'n tydperk het jy hierdie ding begin water gee, en hierdie saadjie is besig om te groei, dat jy nie kan nie. Miskien het jou ouers al van jou ouerhuis vir jou gesê, nee man, jy's te dom. Of die onderwyser of die onderwyseres vir jou gesê, nee, jy sal dit nooit maak nie. En hierdie saadjie al hoe meer groei. Mense wat vir jou sê, maak nie saak watter veranderinge jy nou aanbring, dit sal nie hou nie, want jy sal dit nie reg kry nie. Hierdie saadjie het jy voel, maar jy gaan iewers weer gemors daarvan maak. Of aan die ander kant, die saadjie wat geplant is, dat mense vir jou sê, jy verdien al jou sukses. Hierdie goeders gaan eintlik oor jou. Die saadjies wat geplant word, is nie net die negatiewe goed wat sê ek kan nie, maar die saadjies wat ook geplant word, is die goed wat gaan daaroor dat my ego daardeur al hoe groter word. Dat dit nie gaan oor God nie, maar dat dit gaan oor hoe amazing ek is en wat my reg is en wat ek verdien en hoe goed ek is. Ook dit is saadjies wat in my gedagtes is, wat nie gesond is nie. Ons moet onthou, ons stryd is nie ekstern nie, ons stryd is intern. God het klaar die oorwinning behaal. Dis ons wat baie keer sukkel met hierdie idee dat ons nie glo nie. En 'n mooi voorbeeld daarvan is die verspieders of die spioene waarvan ons lees in Numeri 13. Hulle kom by die beloofde land en hulle word uitgestuur om te gaan kyk en te gaan sê, hoe lyk hierdie land? En dan kom haar klomp terug en hulle sê, nee, hierdie sal nie kan gebeur nie. Toe ons hierdie mense sien, toe was ons so sprinkane in ons eie oë. Toe hulle die mense sien, toe hulle hierdie groot mense sien, toe is hulle so sprinkane in hulle eie oë. Hulle het besluit, hulle is nie goed genoeg nie.
Hulle het besluit, hulle is nie sterk genoeg nie. Maar dan gaan hulle verder, hulle sê, en ons was ook so sprinkane in hulle oë. Nou moet jy mooi onthou, terwyl hulle daar is hulle spioene, hulle kruip weg, hierdie ouens sien hulle nie, hulle het nie gehoor hoe hierdie mense oor hulle praat nie. Omdat hulle self sien as nie goed genoeg nie, omdat hulle self sien as hierdie klein nietige mense teen hierdie groot reëse, glo hulle ook, dis soos hierdie mense hulle gaan sien. En dan gebeur hulle dit dat die Here ontsteld is en die Here sê, maar ek is die Here julle God, ek is die God wat julle uit slawerny gelei het, ek is die God wat julle deur die Rooi See gevat het, ek is die Almagtige. En julle is te bang om hierin te gaan, want in julle kop is julle te klein. En dan laat hy toe dat hierdie mense vir 40 jaar in die woestyn swerf. Hierdie mense wat beloof was dat hulle in die beloofde land sou ingaan, die land van melk en honing, sterf in die woestyn en hulle mis uit op alles. Nie omdat dit nie daar was nie, hulle kon dit sien. Nie omdat God dit nie beloof het nie, maar omdat hulle gedink het, hulle is te swak om hierdie belofte wat God vir hulle gegee het, te vat. En so is dieselfde met ons, God het klaar die oorwinning behaal. Maar hierdie saadjies wat in ons kop geplant is, maak baie keer dat ek hierdie saadjies slam dra van so lank al, van my kinderdae af. En dit maak dat ek nie die beloofde land ingaan nie, dit maak dat ek nie die oorwinning leef nie, want in my kop, in my oë is ek te klein. En ek dink, ek is te klein in die oë van die wêreld. En ek wat die melk en die honing van God se oorwinning beleef, sterf in die woestyn. Watter saadjies is daar op hierdie stadium wat jy in jou gedagtes plant? Ons glo daar is 'n beloofde land. Ek kan dit sien. Ek glo net nie dat ek by die oorwinning kan uitkom nie. Ons God wat vir ons lief is, gee vir ons alles reeds. En die probleem is dat hierdie saadjies wat ek in my gedagtes laat groei, nie net saadjies is wat my toekoms beïnvloed nie, maar dit beïnvloed ook my familie se toekoms, dit beïnvloed my gemeenskap se toekoms. Jy sien, die duiwel het geen genade nie en hy het baie tyd. So hy plant hierdie saadjies en dit vernietig ons oor 'n tyd. Dit vat baie keer 'n lewe lank om te groei, totdat jy in die woestyn sterf. Maar ons is nie uitgelewer nie, want die Bybel sê, Christus het klaar oorwin. Hoe werk die oorwinning? Hoe leef ek op 'n plek van oorwinning, waar ek nie beheer word deur hierdie gedagtes, wat my gevange neem nie? Christus het aan die kruis gesterf, en hy het die dood gebreek, hy het reeds die oorwinning behaal. Maar eintlik lê die antwoord al reeds daar in Genesis 3, wat ons begin lees het. In Genesis 3 dan sê God, die saad het nou ontkiem in Eva en Adam, en hulle het hulle oorgegee aan die versoeking, en dit het skeiding gebring tussen God en mens, en dit het gemaak dat die mens ook afgesny is, van hierdie potensiaal wat hulle het om uit te kom by die doel wat God vir hulle het, en omdat hierdie saadjies groei, word hierdie doel nie verwesenlik nie. En dan maak God 'n weg. Reeds in Genesis 3 sê hy, vers 15, ek stel vyandskap in tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Reeds in Genesis 3 word daar geprofeteer om te sê, die duiwel gaan nie hierdie geveg wen nie. Hierdie geveg se uitkoms is reeds bepaal, die nageslag van hierdie mense waaruit Jesus Christus gebore gaan word. Hy gaan kom en hy gaan die duiwel se kop verpletter. Die geveg gaan oorwin word. In Korintiërs 15 vers 57 staan daar, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. En dan is die woordjie oorwinning, die woordjie nikos, mooi Griekse woordjie. En dit beteken nie, dis net hierdie fight wat hy gewen het nie. Dis net hierdie veldslag wat hy gewen het nie. Nee, hy het die hele oorlog gewen, dit is volkome oorwinning. Ons dank ons God dat ons die volkome oorwinning het in Christus Jesus. Toe Jesus aan die kruis hang het hy nie gesê dis amper volbring nie, of dis gedeeltelik volbring nie. Toe Jesus aan die kruis hang het hy gesê dit is volbring.
Ons het die oorwinning reeds in Christus. Daarom glo ons wat in Efesiërs 1 staan, wanneer daar gebid word en gesê word, ek bid dat julle geestesoë so sal verhelder, dat julle sal sien waarop het werklik neerkom, met dieselfde magtige werking waarmee God vir Christus uit die dood uit opgewek het, en hom aangestel het bo enige bose mag, in hierdie bedeling en in die bedeling wat mag kom, met hierdie selfde krag werk God in julle. Hierdie oorwinning wat ons behaal het in Christus Jesus. Hoofstuk 2 sê, ons was almal sondig en ons was uitgelewer, maar deur Christus sit ons aan die regterhand van God in Christus. Nikos, ons het die oorwinning volkome. En dan moet 'n mens besef dat as ons moet ons leef met hierdie vreugde en hierdie genade van God wat in ons lewens 'n werklikheid is. Paulus sê, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van mense nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte in gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gered om elke ongehoorsaamheid mee af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. En dan is dit hierdie wonderlike ding, dat hy sê, maar ons neem elke gedagte gevange. Die Griek sê, ons bind elke gedagte. So hierdie gedagtes nie beheer oor ons het nie, maar dat ons beheer oor hierdie gedagtes het. En nou is daar klomp mense wat dit amper gebruik as 'n magies, as 'n towery om te sê, ek sny hierdie af of ek bind hierdie, en dan is dit die mag in hierdie woorde wat ek sê. Of as iets oor jou gesê word en jy sê, maar hier word nou 'n ding oor my gesê, ek aanvaar dit nie, ek bind dit, of ek sny dit af. Dis hierdie magiese handeling, dis nie waarvan hier gepraat word. As hy gepraat word van hier bind, dan sê ons bind dit in Christus. Dit word toegebind met die waarheid. Dit word so dat elke slag wanneer iemand iets sê oor my, of wanneer hierdie gedagtes by my opkom, of wanneer ek self dink ek is nie goed genoeg nie, dan bind ek dit met Christus, sodat dit nie beheer oor my sal hê nie. Want Christus het al reeds alles gedoen. Ou niet. Vat daai wete dat Christus reeds vir jou gedoen het wat jy nodig het sodat jy kan lewe. Hy kan jou storie verander. Jou storie, en ons praat in die narratiewe pastoraat daaroor, dat ons luister na jou storie vertel en dan herinterpreteer ons dit. Ons gaan kyk na waar was God in jou storie en ons gaan kyk hoe gaan God jou storie gebruik om by die positiewe uit te kom. Die genade daarvan dat hierdie God met jou besig is. Maar hoe doen jy dit? Jy moet in die eerste plek identifiseer wat die gedagtes, wat die saadjies kom nie van God af nie. Jy moet bewus wees daarvan om te sê, waar kom hierdie gedagte vandaan? As ek hierdie ding in my lewe het van ek is nie goed genoeg nie. As ek hierdie ding in my lewe het, maar ek maak altyd 'n gemors daarvan. As ek hierdie ding in my lewe het, dat ek altyd 'n teleurstelling is. Waar kom dit vandaan? Waar is hierdie saadjie geplant? En baie keer is dit in my ouerhuis. Baie keer is dit tussen my vriende, baie keer op ander plekke. Maar as ek in hierdie saadjies kyk en ek sê, is hierdie saadjie in lyn met wat die Bybel sê? Dan weet ek, as ek na die Bybel kyk, dat my identiteit in Christus is. Dat hierdie God sê, ek is sy lievelingskind. Dat hy my gevorm en my gemaak het in die moederskoot, dat hy my gemaak het wie ek is, so ek is goed genoeg. Ek weet dat hy my vergewe het en my vryspreek, dat hy vir my deur sy gees die krag gee om alles te kan word wie hy my bedoel om te wees. En daarom as ek hierdie saadjie wat in my gedagtes en my menswees groei, wat my elke slag so omkant gooi, identifiseer vanuit die Bybel uit, dan bind ek dit. Maar dan bind ek dit soos Deuteronomium 11 vers 16 en 21 sê. In Deuteronomium 11 praat hy dan sê vir die ouers, bind om jou arm 'n bandjie, waarop jy kan onthou elke slag as jy daarna kyk wat God vir jou gedoen het. Bind om jou voorkop 'n band, so dat elke slag as jy iewers beweeg het, jy weet, maar dis die God onder wie se genade jy leef. Dis soos met die doop, dat ek weet, toe God vir my gesê het, ek is sy geliefde kind, dat hy reeds alles vir my gedoen het. En as ek hierdie gedagtes kry van ek is nie goed genoeg nie, as ek hierdie gedagtes kry, ek maak alweer gemors daarvan. As ek hierdie gedagtes kry van wat so swak gelowige ek is, dan kom ek op 'n punt waar ek sê, is hierdie gedagte van God af, is dit Bybels? Nee.
Wat sê God vir my deur sy woord hieroor? En dan staan ek op die woord, dan sê ek kies om doelbewus te sê, my God het reeds die oorwinning behaal. My God het reeds my vrygespreek. Dan praat ek met God daaroor en dan sê ek vir die Here, hierdie goed waarmee ek sukkel, help my dat ek kan staan daarop dat ek die lieflingskind is. Help my om hierdie gedagtes wat in my kop aangaan, om dit weg te vee. En dan praat jy met jou gesin daaroor, jy praat met jou omgegroep daaroor, jy sê vir hulle bid saam met my, dat ek kan 'n verandering in my lewe aanbring. Jy weet, dit is soos wanneer ons elke slag so in die kar klim, ons playlist aangaan en dan speel hierdie liedjies wat goor is. Nou ek kan onthou op 'n stadium, ek is baie lief vir motorfietsry, en as ek op die motorfiets klim, dan stik vir my 'n playlist aan met al my hoërskoolliedere van Pink Floyd af regdeur. En dan ry ek en is my verskriklik lekker. Maar ek hou niks van Kurt Darren en ek hou niks van Steve Hofmeyer nie. En toe het my kinders eendag gedink hulle is snaaks. En hulle het my foon beet gekry en hulle het my playlist verander. En ek het so op die motorfiets uitgery en toe ek die oop pad so vat en ek ry en ek sit my playlist aan. En kaptein span die seile kom op en dan na die volgende keer, toe het ek naderhand so moedeloos geword. En toe besef ek, man, hoekom straf ek myself nou? Trek af en verander die playlist. Jy is die DJ van jou eie gedagtes. Om op daai plek te kan kom wat jy sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie gedagtes deur en deur my kop gaan nie. Ek gaan aftrek en ek gaan 'n verskil maak. Maar dit beteken ek moet gaan stop en ek moet doelbewus my gedagtes op iets anders rig. Filippense 4 vers 8 sê, verdere broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prys en waardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Om daai plek te kan kom waar ek sê, nou fokus ek nie net op hierdie ding dat ek nie goed genoeg is nie, nou fokus ek op wie God is. Nou fokus ek daarop dat ek hierdie God wil aanbid, dat ek hom wil eer, dat ek vir hom wil sing, dat ek vir hom wil sê, my Here, U is my alles. Dan beteken dit, my mindshift draai, want dit gaan van hierdie plekke van ek wat nie goed genoeg is nie, na die plek toe waar ek fokus op my God wat reeds die oorwinnaar is. Maar dit beteken, jy moet baie keer seker maak, jou dag word nie verwoes voordat jy die bed uitklim nie. Nou, ek is getroud met 'n vrou wat in die oggend dou voor dag wakker word. Jy weet, en daai ervaring van jy lê en slaap en dan word jy wakker met daai ervaring, iemand kyk vir jou. En as ek so dwars kyk, hulle sê so vir my en kyk. En dan sê sy vir my, wat is jou planne vir die dag? Dan het ek nog nie eens behoorlik my oë oopgemaak nie. En ek het nie 'n klou wat ek wil doen nie. Maar dan weet ek ook, sy wil nie regtig weet wat is my planne vir die dag nie, sy wil my eintlik sê wat is haar planne vir my vir die dag. En dan is ek ontsteld. Dan klim ek sommer ontsteld uit die bed uit. Maar om daar te kan sê, wag, stop eers, ek wil eers fokus. Ek wil eers fokus daarop voordat ek dink aan wat ek gaan doen, en waarvoor is ek dankbaar. Ek kan fokus daarop dat wie God vir my in my lewe is, wat hy vir my doen, hoe lief ek vir my vrou het. Dat ek eers fokus op hierdie God wat die oorwinning behaal het, voordat ek begin dink aan wat vandag nog moet gebeur. Ek moet dink oor wie God vir my is en hoe ek hierdie dag saam met hierdie God wat so amazing groot is, wil spandeer. Joshua het gesê, die woord van die Here het tot my gekom. Nou, vir die woord van die Here om tot jou te kom, moet jy op die woord van die Here ook fokus. So, wanneer hierdie gedagtes deur jou kop gaan van, ek is nie goed genoeg nie, hierdie gedagtes wat jou ontstel, hierdie gedagtes wat jy vermoë het om jou dag omver te gooi, om te stop en te sê, ek fokus op God. En dan kom die woord van die Here tot my, dan is dit nie meer my gedagtes nie, maar die gedagtes van die Here wat sê, jy is my geliefde. Vir jou het ek die prys betaal. In jou werk ek met my Heilige Gees. Vir jou roep ek om in hierdie wêreld met vreugde te lewe en 'n verskil te maak, om my getuie te wees. Dan gebeur dit dat as ek deur daai prosesse wat ek gedink het aan my dankbaarheid en aan my God, dat ek op 'n plek kom wat ek sê, ek en my gesin wil die Here dien. Dan kom ek op die plek waar ek sê, ek wil graag my gedagtes so aan die Here onderwerp, dat ek vandag wil besig wees met wat vir die Here belangrik is. Ek gaan nie wag vir die situasie van my lewe om te verander nie. Ek gaan die narratief verander, want ek weet wie die oorwinning behaal. Ek weet hierdie God het reeds alles gedoen. Ek gaan kies om te dink aan die goed wat vir my krag gee. Jy sien,
As ons teruggaan na Numeri 13, as die verspieders ingaan in hierdie beloofde land, en hulle sê ons was so sprinkane in ons eie oë, en in hulle oë, dan is hulle heeltemal verkeerd. Want as ons gaan kyk na wat gebeur met hierdie mense in Kanaan, hierdie mense in Kanaan is bewus van die God wat die plaag gestuur het in Egipte. Hulle is bewus daarvan dat hierdie God sy volk bevry het uit die magtige land Egipte en hulle vernietig het. Wanneer hulle hierdie mense sien, dan sien hulle nie sprinkane nie, want hulle kyk nie na die mense nie. Hulle sien die magtige God van Israel wat vir sy kinders gee. Ons oorwinning lê daarin dat dit nie is dat die wêreld teen ons moet vaskyk nie, maar dat die wêreld teen God vaskyk. In my en jou krag kan ons niks doen nie, maar in die oorwinning van Christus is niks vir ons onmoontlik nie. Daarom kan ek en jy in die beloofde land ingaan. Ons kan vandag beheer neem oor ons denke, oor wie ek is en wat ek gaan doen. Deurdat elke slag, wanneer daar twyfel oor myself kom, wanneer elke slag hierdie stuk seer in my gedagtes kom, dat ek kan sê, is dit van God af? Staan dit in die Bybel? Wat sê God van die Bybel hieroor? Wie kies ek om te wees in hierdie situasie wat my Christus het oorwin? En dan met dieselfde magtige krag waarmee God vir Christus uit die dood uit opgewek het, werk hy in jou. En dan word ons mense wat nou reeds in die beloofde land leef, wat oorwinnaars is, wat die vreugde van Christus kan aanvaar. As jy uitgelewer is vandag, is omdat dit jou keuse is. Want God het klaar die oorwinning behaal. Die stryd is nie ekstern nie, die stryd is intern. Hierdie God wat vir jou gesê het, hier is vir jou alles, leef. Kom ons bid saam. Here ons God, ons weet dat U alles gedoen het wat ons nodig het. Ons weet dat U genade uitgestort het op ons. Ons weet dat U ons vrygespreek het, dat U ons sondelas afgekoop het. Ons weet dat U die duiwel se kop vermorsel het. Here, en terwyl ek al hierdie goed weet, laat ek toe dat van hierdie saadjies in my gedagtes groei, baie keer oor jare, baie keer onlangs, saadjies van nie goed genoeg nie, saadjies van teleurstelling, gedagtes wat my lewe heelpad negatief maak. Here, dankie dat ons dit kan bind in U naam, dat ons dit kan bind in die evangelie, dat ons dit kan bind in die liefde, dat U wat die heilige God is reeds die oorwinning behaal het. Here, dat ons krag nie daarin lê, dat ons nou hierdie verskriklike stryd moet voer teen hierdie gedagtes nie. Maar dat U die oorwinnaar is. Help ons dat ons die playlist in ons kop sal verander. Dat ons sal fokus op wat U gedoen het, laat ons gedagtes sal wees lof en dankbaarheid en aanbidding, sodat ons kan leef deur oorwinning. U is 'n heilige God. Here, dankie dat die beloofde land vir ons voorlê. Here, help ons dat ons in ons eie oë U lievelingskinders sal wees, en dat ons in die oë van die wêreld U lievelingskinders sal wees. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here ook te dank met ons dankoffers. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag God Almagtig wat al reeds die oorwinning behaal het, vir jou help om jou gedagtes in lyn te bring met sy woord, om te leef vanuit die positiewe van 'n God wat oorwin het, van 'n God wat by jou is, en 'n God wat jou seën om tot seën verander te wees. Amen.